Ja, ek groet julle vanoggend in die wonderlike naam van ons Here Jesus. Ja, dit is 'n nuwe dag, skepingsdag wat die Here gemaak het en ons gaan ons verbly en verheug in dit. Soos ek vir julle sê, vandag so half reg oor die land, dink mense vandag aan papas, rolle wat vader speel, die afwesige paas, ons dink aan dit. En ons besef ons kinders het papa figure nodig. So ons bid ook vir hulle, vir die papas. Julle almal het so 'n tydjie met 'n papa saam geleef. Het sy jy sy kind was of jy sy vrou was. So julle is almal deur iets van gedagtes oor papa. En ons dink met mooi herinneringe aan dit. Kom ons sit so en dan wag ons op die Here. Kom maar in, Magda. Jy kan kom sit nooi. Kom ons sit net so en ons maak ons harte stil. Here, wie mag klim op die berg? Wie mag verskyn voor die aangesig? Hy wat rein van hart en rein van hande is, mag in die teenwoordigheid van die Almagtige kom. Geliefdes, genade en vrede vir julle. Amen. Ek wil vanoggend begin met iets wat ons vir baie lank in die kerk baie gereeld gedoen het. Ons het die geloofsbelijdenis gedoen. Nou saam met die geloofsbelijdenis was daar ook so 'n deeltjie wat die skuldbelijdenis was. En daar in 1 Johannes leer die Here ons dat as ons skuld na hom toe bring, hy getrou en regverdig is om dit te vir ons vergewe. So ons herinner daaraan dat ons vergifnis kry. Maar iets wat ons baie selde mee doen, is om in die openbaar te verklaar wat ek glo. So ek het vanoggend, het ek gedink, gaan ons so 'n bietjie die geloofsbelijdenis net opsê. So hoe ons dit gaan doen, is ek gaan lees en dan sê julle die sinnetjie. Dan lees ek en dan sê julle die sinnetjie, sodat ons hom net weer so 'n bietjie vars in die kop kry, om vir die Here te sê wat ons glo. Ek glo in God die Vader, die Almagtige. Die skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore seun, ons Here wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en begrawe is, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk. Die gemeenskap van die heiliges. Die vergewing van sondes. En die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe.
en die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Amen. Laat dit so wees, Here. Hierdie geloofsbelijdenis is 'n baie diep boodskap eintlik. Jy sien, ons leef in 'n tyd wat mense wil besluit wat wil hulle glo, maar omdat hulle nie die riglyne gebruik wat ons aartsvaders vooriges, die hervormers en almal het probeer om vir ons net so 'n bietjie saam te vat oor wat is die wese van Christendom. En ons vind dit dat in hierdie geloofsbelijdenis ons alles sê wat die belangrikste is. Al die ander goed is maar op die kant. Maar hierdie is die kern, want dit gaan oor die erkenning oor God, oor Jesus, oor die Heilige Gees en oor die ewige lewe. En dit is die boodskap van hoop. So mag ons vanoggend ook deur daardie deelname aan my geloofsbelijdenis. Nou, dis baie interessant, die oomblik as jy iemand begrawe en jou kussie sak in die graf, dan lees ons gewoonlik die geloofsbelijdenis. Net om oor die dooie uit te spreek wat ons glo van die lewende God, dat hierdie is maar net 'n stukkie saad wat ons begrawe. En dat die persoon saam met Jesus kon opstaan. So dit is 'n wonderlike geleentheid. Vanoggend gaan ek vir julle 'n bietjie vat deur die boek Tessalonisense. Die Christene in Tessalonika. Die apostel Paulus skryf 'n brief aan hierdie gemeente. Nou julle sal onthou, by die vorige preke het ons oor Kolossense gepraat en gesê die apostel Paulus het nog nooit hierdie gemeente gesien nie en toe skryf hy nou hierdie brief vir hulle. Van die Tessalonisense was Paulus een van die ouens wat al daar gewees het. Hy het saam met hulle geleef, maar nou stuur hy sy handlangers, die ouens wat saam met hom bedien het, en hy stuur hulle om te gaan uitvind wat gaan aan in die gemeente. Ja, dit sal nou wees, dat iemand kom en hy kom besoek julle om nou uit te vind, hoe gaan dit met julle as gemeentetjie hier? Julle moet onthou, julle is eintlik 'n gemeente hier. Julle is 'n gemeente, julle is deel van die liggaam. So julle is nie hierdie een kant groepie hier in 'n sorgsentrum nie, julle is gemeente van Christus. Dit is dit. Almal wat aan die liggaam behoort aan een liggaam. Maak nie saak watter kerkverband of watter affiliasie jy aan wil behoort nie. Ek en jy is deel van die kerk van die Here Jesus. En ons is 'n liggaam. So julle is 'n gemeente. En nou wil ons weet. Nou dit soos ek sit nou daar. Ek was nou die hele week in Johannesburg waar ek met Ethiopiërs gewerk het en vir hulle klas gegee het. Nou sit ek daar en dan dink ek ook aan julle. Hoor, hoe gaan dit met julle? Hoe gaan dit met julle geestelik? Jy sien, want die apostel Paulus sê, ek het deel aan julle, julle is deel van die gemeente. Hy het nie gevra watter kerk behoort julle nie, hy het gesê ek wil weet hoe leef julle. En daar in 1 Tessalonisense 5, so hy het so deur 'n hele klompie goed gegaan in die begin, maar daar's twee goed wat hy verskriklik uitgesonder het. Die een is, hulle lewe in Christus, en die tweede is die wederkoms. Jesus kom weer. So hierdie was vir die Tessalonisense 'n vreeslike bemoedigende boodskap. Sê man, hoorie, julle moet nou mooi hoor, want ons wil altyd van Christendom iets maak wat dit nie is nie. En eintlik is dit net 'n lewe. Nou die apostel Paulus kom, en soos ek sê, een van sy hoofpunte was hoe hulle lewe en die vrae wat hulle het. Want die vraag wat ons het is gewoonlik oor wat hierna. Ek meen, jy sit baie keer hier op die stoep of aan jou bed, en dan begin jy weer dink, onwillekeurig, wat as ek vanaand gaan? Hoe gaan dit lyk? En dis nie omdat jy sleg is nie, ek in my, wat heel wat jonger is as julle,
Ek dink ook aan sulke goed. Want dis realiteit. Maar Paulus sê, hoorie, ek het vir julle 'n boodskap hieroor, en daarom sê hy daar in hoofstuk 5 vers 13, maar gemeente, hy het nou sy gehoor was, het hy almal, vrouens en kinders was broeders. Ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie, sodat julle nie treur soos ander wat geen hoop is nie. So hy spreek onmiddellik 'n vraag aan wat baie pertinent in daai gemeente was. En hy sê, man, as julle oor die dood praat, ons huil nie soos iemand wat nie hoop het nie. Want die geloofsbelijdenis, as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom Jesus bring. So wanneer Jesus kom. Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here. Paulus sê, ek sê vir julle op grond van die woord van die Here, nie oor hoe Paulus dink nie, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenis hoegenaamd nie voor sal wees nie. So nou sit ek en jy en ons dink aan hulle, ons geliefdes, die wat ontslaap het. Die wat in Christus ontslaap het ons 'n ongelooflike hoop. En laasweek het ek die boodskap die vorige keer oor 'n paar oomblikke na die dood, en ons weet vir die wat nie in Christus ontslaap het nie, maak hulle oë in die verderf oop, né? Maar hy praat met die kinders van die Here. Hy sê, die ouens, ek en jy gaan nie voor hulle wees as ons nog lewe nie. Hulle gaan eintlik voor ons opstaan. Hy sê, want die Here self sal van die hemel neerdal met die geroep, met die stem van 'n aartsengel, met die geklank van die basuin van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. So oor hierdie hele massiewe uitspansel gaan die basuin blaas. En 'n mens gaan die geluid hoor. Daarna sal ons wat in die lewe oorgebly het, saam met hulle in die wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig, en so sal ons altyd by die Here wees. En daar gat ek en jy. Man, dit klink nou soos science fiction, né? Hier styg ek en jy op, om tegemoet in die lig. En hy sê, bemoedig mekaar met hierdie woorde. En daarom het die eerste kerk, as hulle mekaar sien, dan sê hulle, Maranatha, Jesus kom weer. Maranatha, groet hulle mekaar. En Paulus sê, bemoedig mekaar met hierdie woorde. Maar, nou kom hy en hy gee vir ons so 'n bietjie waarskuwing of 'n riglyn. Oor die tye en geleenthede, broeders, het ek julle nie nodig om dit aan julle voor te skryf nie. Want julle weet self baie goed dat die dag van die Here kom soos 'n dief in die nag. En dis 'n baie belangrike ding. En wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval die skielike verderf hulle soos die baresnote swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. Nou een van my familielede het verlede week skielik in kraam gegaan. En toe moes hulle jaag, want die water het gebreek en die kind is op pad, en hulle was nog nie reg nie. Hy sê, Paulus vergelyk dit met so 'n ding, hy sê, die koms gaan net so skielik, ons weet dit moet kom, ons weet die bal moet kom, sy het toch 'n datum, die dokter het van gegee, nog so 'n week of 2 later, en daai oggend toe gebeur, en dit gaan dit wees met die koms van die Here. Maar julle, my gemeente, is nie in die duisternis, dat die dag julle soos 'n dief sou oorval nie. Julle is almal kinders van die lig en kinders van die dag. Ons is nie van die nag of die duisternis. Hy sê, ek en jy sit nie daar in 'n donker hoekie nie. Ons is kinders van die lig.
en kinders van die dag. Laat ons dan nie slaap soos ander nie, maar laat ons waak en nugter wees. Julle onthou die verhaal wat Jesus vertel het van die 10 maagde. Die 5 wat gereed was en die 5 wat nie gereed was. Hulle het nie olie in hulle lamp gehad nie. Hy sê, sorg dat jy olie in jou lamp het. Want die wat slaap, slaap in die nag, en die wat dronk word dronk in die nag. Maar laat ons van die dag, wat van die dag is, nugter wees met die borswapen van die geloof en die liefde aan en die helm, die hoop van ons saligheid. Want God het ons nie bestem tot toorn nie, maar die saligheid te verkry deur ons Here Jesus Christus, wat vir ons gesterf het, sodat ons, of ons waak en of ons slaap, saam met hom begrawe kan word. Daarom bemoedig mekaar en bou die een die ander op. Amen. Kom ons sit net so, dan bid ons. Vader, u genade is vir ons genoeg. By die lees van hierdie woord het ons sommer 'n klomp prentjies wat die apostel Paulus geskep het. En ons is bemoedig, want hy sê bemoedig mekaar met hierdie woord. En hy verduidelik ons, Here, ons is nie hooploos nie. Maar Vader, soos die hierdie groepie voor u sit, het elkeen ook binne in hulle harte vra, maar u wil bemoedig, Here, en vir hulle sê, wees kinders van die lig, want ons sit nie in duisternis nie. Here, u ken ook hulle harte, u ken hulle name, u weet van elke een wat hier sit. Here, ons bid u hand van genade oor hulle. Ons bid, Here, dat u hulle liggame in hierdie winter sal aanraak en hulle gesond hou. Ons bid dat u hulle vreugde groter sal maak en vir hulle hoop gee. Ons dink aan hulle wat in die bed is en nie hier kan wees nie. Dink aan Romanus wat nog vir daardie operasie moet gaan. Here, raak hom aan en wees hom genadig. Dankie, Here, u hoor ons. Dankie dat ons lief en leed ook deel is van u verhouding met ons. Word u verheerlik in Jesus naam. Amen. Soos ons gesê het, begin die apostel met die gemeente in Thessalonika met bemoediging. En een ding wat baie sterk uit hierdie hoofstuk kom, is hy wil vir hulle sê, man, gaan rustig aan met jou lewe. En dit is een van die belangrike goed. Ek en jy kan sterf voordat ons sterf. Die oomblik as ek hoop verloor, die oomblik as ek opgegee het, dan is ek oor die muur. En God sê, nee, ek wil vir jou lewe gee. Ek is nie hier om dat jy soos 'n kluisenaar in 'n donker gat moet lewe en nou wag dat jy sterwe nie. Hy sê, nee, leef rustig. Leef voort. Hy sê, leef na buite. In die vorige hoofstuk 4, vers 11 sê, julle moet julle eer daarin stel om rustig te lewe en julle eie sake te behartig en met julle hande te werk, sodat hulle welvoeglik kan wandel teenoor die wat buite is en aan niks behoefte het nie. Die Here sê, gaan aan met jou lewe. Lewe voort. En jy's ook 'n getuie na buite. Mense om jou beïnvloed jy.
as een van julle nou baie negatief sou word, dan kan julle hierdie hele groepie mense se spoed breek. En almal in 'n staat van depressie of swaar kry laat ingaan. Maar jou lig, jou glimlag, as jy leef, bring lig. En Paulus sê, waar lê die verskil? Hy sê, julle moet besef, dat julle het 'n bepaalde plek en 'n bepaalde rol. En as die wederkoms plaasvind, mag God jou besig vind met wat jy moet wees. Hy sê, die een van ons gaan iemand anders voorwees, nie? Hy sê, want net so belangrik as die wat gesterf het vir God is, wat in hom gesterf het, so belangrik is jy ook. En toe gaan hy en hy verduidelik vir hulle, hoor, jy moenie begin om somme te maak, om uit te vind wanneer die Here gaan kom nie. Want ek en jy het altyd vra oor die toekoms. Nou daar gebeur baie goed in die wêreld. Julle weet dat die oorlog in Oekraïne is nog steeds aan die gang. Rusland en Oekraïne skiet mekaar nog met vuurpyle en hierdie drones, hierdie vliegtuigies en blaas mekaar op en mense gaan dood in Israel en Hamas is ook besig en nou het Israel ook 'n aanval op Iran gedoen. En Iran is besig om Israel te skiet en Israel is besig om Iran te skiet. Maar vir my en jou lyk dit, wow, is dit nie die einde van die wêreld nie? Nou die Bybel sê God het vir ons baie mooi tekens gegee van die uittyd. So hy sê die koms van die Here is naby. En die kans dat julle saam met my nog lewend Jesus tegemoet kan gaan in die lig is baie groot. Maar Paulus sê, moenie jou fokus op nou sit nie, want wat mense doen, jy weet, het die twee kante. Die een kant wil ontken dat daar so iets is, as die wederkoms, en die ander kant is die wat die heeltyd voorspellings maak. Die Here is mooi, die Here, en hulle begin datums gee. Paulus sê, dis dom. Hy sê, jy moet jou nie daarmee besig hou nie, leef met hoop. En dan gee hy eerste plek vir ons 'n baie spesiale plek om na toe te gaan. Hy praat van die ontslapenis wat saam met Jesus gaan opstaan. Nou, julle het ook seker gehoor van daai vlug, daai Indiese vliegtuig met oor die 200 passasiers wat in die ongeluk was en almal dood. Nou, die oomblik as ons van dood en graf praat, dan dink ons nou aan daai 6 voet graf en die kussie en die oorskot wat daar is. Party mense sterf en hulle brand uit in hulle stof, niemand weet eers meer van hulle hier. So, dis nie wat die Bybel na verwys nie. As hy sê die grafte sal oopgaan, dan sê hy die aarde sal gee wat aan God behoort. Maak nie saak of jy nou as is wat in Engeland is of as in China of waar ook al nie. Jy is die een wat belangrik is, want jy het vir Vader Abraham en Jakob en Moses en Elia en al hierdie profete en Petrus en Paulus, jy het by hulle aangesluit in jou dood. En dit is julle wat uit die grafte opstaan van waar jy is. En Paulus sê, dit is waar jy in op pad is. So, moenie oor ander goed worry nie. Daai is vas. So, as jy dood is, dan gaan jy opstaan. As jy lewe, dan gaan jy saam. As jy agterbly, dan beteken dit jy het nooit Jesus geken as jou verlosser nie. So, daarvoor moet ons seker maak. Dan praat hy nou oor die lewendes en hy sê, julle lewendes
julle moet 'n regtig 'n rustige lewe leef. Jy moet binne die wil van God leef. Want ek en jy het baie keer ons eie idee en ons probeer om God te beïndruk en ons wil nog iets doen. Hy sê, wees rustig. Laat toe dat my gees, die Heilige Gees in jou werk. En Paulus roep uit in Romeine 12, hy sê, man, bly net verander deur die manier wat jy dink. Bly verander, nader aan die Here. En dan gee hy ons 'n opdrag. Hy sê, ek en jy se werk is om mekaar aan te moedig. Kom ons bemoedig mekaar. As ons na hierdie winter kyk en as is 2 grade onder vriespunt of 6 onder vriespunt, en dan is dit weer 9 grade in die oggend. So what? Ek gaan nie my nou doodstres oor die winter nie. Wat ek doen is ek groet jou en ek seën jou in die naam van die Here en ek bemoedig jou, Jesus kom, Maranatha. En ek en jy hou vas aan hom. Hy sê wel, die dag van die Here kom soos 'n dief in die nag. Nou dit is presies so met die dood en met die wederkoms. Hy kom soos 'n dief in die nag. Die rede hoekom Paulus en Jesus het ook hierdie voorbeelde gebruik, hoekom hulle hierdie beeld gebruik, hierdie prentjie. Hoe werk 'n dief? 'n Dief wil in die geheim kom. 'n Dief kom wanneer mense dit nie verwag nie. Is dit nie maar soos in die dae van Noag nie? Daar in Hebreërs, as die Hebreërs skrywer praat oor geloof en die manne van geloof, dan gebruik hy ook weer die prentjie van Noag en Jesus het ook die prentjie verwys en gesê, dit is soos in die dae van Noag. Ons het geëet, gedrink, in die huwelik uitgegee, geleef asof wat niks gaan gebeur nie. Tot die dag dat Noag met die diere ingegaan het en God die deur gesluit het. Toe skree hulle. Toe sê hulle, help ons, Noag, maak oop die deur. Noag kan nie, God het toegemaak. So gaan dit wees met die wederkoms. Hy sê, 2 gaan op die land wees. Een gaan gevat word en een gaan agterbly. Hy sê, 2 gaan lê in die bed en slaap en een gaan op en die ander een bly. Hy sê, daar's 'n realiteit van die wat aan Christus behoort, gaan hemel toe en die wat agterbly, wag vir die verderf. Die wat wag, leef in die lig op hierdie stadium, soos hy in die lig is. Dit beteken, ek en jy leef daai volle lewe. Here, as jy my kom haal, wil ek so aan die hardloop wees vir die evangelie. Wat is my roeping? Is om hierdie goeie nuus te vertel en uit te leef. So, wanneer ons hier by mekaar is, dan wil ons lig hê. En die lig straal deur jou oë, deur jou gedrag, jou liggaamstaal. En mense beleef die teenwoordigheid van die Here. Hy sê, julle moet waak en nugter wees. Nou, hoe waak 'n mens? Waak is, ek is die heeltyd op my hoede, dat die Satan my nie verlei of vernietig nie. Want jy weet wat hy doen. Hy is die aanklaer. Die Heilige Gees kla niemand aan nie. Die Satan kom en dan fluister hy so in jou oor en sê vir jou, kyk hoe lewe jy, haha. Kyk hoe siek is jy, haha. En nou kom hy en hy sê vir hulle wat hy daar in Efesiërs 5 ook vir die
Efesiërs geleer het. Waar is jou wapenrusting? Hy sê, sit daai borswapen, daai harnas, daai ding wat jou moet beskerm, jou hart moet beskerm. Hy bestaan uit geloof en liefde. Maak jou toe met geloof en liefde. Jy sê, Satan, as jy 'n pyl skiet, jy kan nie deurkom nie. Sorry, ek laat nie toe dat jy vir my jok nie. Ek vat jou terug. Wat het Jesus in die woestyn gedoen toe Satan hom versoek het? Hy het die woord van God gekwoteer. Daar staan geskrywe. Daar staan geskrywe. Is dit nie mooi nie? En daarom moet jy die heeltyd sterk wees. Wanneer dit moeilik gaan krap in die Bybel, gaan soek daar. Onthou toe ons 'n klompie van die psalms gehanteer het ek vir julle gesê, man, gaan bid daai psalm deur. Bly om hardop lees vir die duiwel, as jy daar buite sit, dat hy nie vir jou jok en vir jou lieg en jou moedeloos maak nie. Borswapen van liefde. Dit word ook genoem die borswapen van geregtigheid. Op jou helm, hier oor jou kop, oor jou brein, jou verlossing. Jou verlossing. Jy's vry. God het jou vrygespreek. Hy het nie meer 'n lysie van al die goed wat jy in jou lewe verkeerd gedoen het. Die dag toe jy dit vir hom gegee het hy gesê, ek vat dit en ek gooi dit weg so ver as die ooste van die weste verwyder is. En ek dink nooit weer daaraan. Jy dink daaraan, hy dink nooit weer daaraan. Dis weg. En hy sê, daai verlossing moet jy die heeltyd aanklou en vir die duiwel herinner, ek het die verlossing van die Here as my helmet. En baie keer dan struikel ek en jy. Nou, hoekom dink julle as jy motorfiets ry, dwing hulle jou om 'n helmet op te sit? So as jy val, né, dat jou kop nie die klippe die eerste ding tref nie, maar dat die helmet die klippe tref. So as ek jy val, het ons nog die helmet, daai beskerming oor my kop, ek is verlos. Jy kan my niks doen nie, al val ek. Jou knie gaan 'n bietjie bloed hê en 'n bietjie beentjies seer hê en dalk 'n ou heupie breek. So what? Hy kan nie jou kop, hy kan nie jou van binne korrup maak nie. Hy maak jou vry, hy sê, leef voluit in die lig. Leef met opgewondenheid. Dan kom hy weer. Waak. Wees soos die 5 wyse meisies. Jy sien hoe dit met die wederkoms gaan werk. Werk soos die Joodse troue. Die bruid gaan berei voor en dan wag sy. Is nou nie soos ons vandag in die kerk wag jy bruidegom en dan wag ons nou vir die bruid en ons wag en sy's gewoonlik 'n minuut of 3 laat en dan kom sy daar ingewals en alles oor die bruid. In die Bybelse tyd het dit andersom gewerk. Die oë was op die bruidegom. En dit is hoekom die verhale van die troues praat almal oor die bruidegom. Nou ek en jy is die bruid, ons is klaar, en daarom sê trek aan, wees gereed, ja, wag met jou, ek weet, jy kan nie nou sê, nou gaan ek gou my trourokkie aantrek, jy moet hom aanhou, jy leef met jou trourokkie aan. Hy sê, maar dan, wag ons, wanneer kom die bruidegom? Wanneer? Kom hy. En Jesus sê, het ons geleer, en Paulus leer ons, hy sê, ons ken nie die uur nie. Want in die Joodse troutradisie het die bruidegom weer gewag tot sy pa gesê, seun, tyd, gaan al jou bruid, gaan. En Jesus sê, hy self weet nie die tyd nie, net die Vader alleen. En terwyl hy vertoef om te kom,
roep die Bybel oor dit 'n groot woord wat sê genade. Omdat God nie wil hê dat iemand verlore moet gaan. Dis hoekom hy nog nie gekom het nie. En daarom bid ons dat die woord tot by die eindes van die wêreld sal gaan, sodat Jesus kan kom. Ek wag vir sy koms. Ek en jy gaan verlos word. Hy sê, in hiernamaals is daar nie pyn, trane nie, daar's nie siektes nie, ons gaan nie, ek het nou so hierdie hele week so 'n ou geld enkeltjie gehad. Ag man, ek het geloop soos 'n ou wat krippel is, ek kry nie regop geloop nie, ek hinke pinke hier die strate af, en ek sukkel om te loop, en ek het pyn, en ek dink, Here, daar's mense wat baie erger pyn het as ek, en hulle sukkel erger, party is in rolstoele, party. Maar ons gaan nie een met hierdie pyne beleef nie. In die hemel is ons perfek, sonder enige skade of pyn, want die sonde is die deel wat ons liggame aanval. En daarvoor het Jesus ook gesê, terwille van julle genesing, aan julle liggame het ek gesterf. En dit is hoekom ons glo aan gebed. Dit is hoekom ons glo, want hy sê ek genees nog, vandag nog, net soos toe Jesus op aarde was. En daarom bid ons vir mekaar. En daarom glo ons. Die Here kan tot mense uit die dood uit opwek vandag, as hy sy wil is. Maar dit gaan alles tot die eer van die Here en die verkondiging van die evangelie om God te verheerlik en die mens aan God voor te stel. So elke een, julle familie, wat met julle te doen het, moet bemoedig word met die woorde, maak gereed, Jesus kom. Maak gereed. Ons wag hier, ons is gereed. Almal van ons is hier gereed. Ons weet nog nie die dag en die tyd nie, maar ons is gereed. So as ons dit maak tot 2026, dan wag ons weer in 2026. Hierdie is 2025. Hier lê nog 'n klompie maande voor, en ek is nie bang vir dit wat voor lê nie. Ek kan loop in die lig van die Here. Leef in daai lig. Die Here help ons. Amen. Kom ons bid saam. Here, U woord bring lig. Dit bring daardie lig soos in die heilige plek daar in die tabernakel. En daardie 7 lampe wat skyn in ons binneste, want dit verteenwoordig die kragtige werk van die Heilige Gees in ons binneste, wat hierdie lig uitbring. En mense wat om ons leef, beleef die lig, want ons sit nie en wag in die duisternis nie. Here, U gee ons hoop. Ons wil mekaar bemoedig met die woorde, die Here kom weer. En ons gaan hom tegemoet gaan, want ons gaan die stem van die aartsengel hoor, die basuin as dit blaas, en ons gaan hom tegemoet gaan in die lig. Of dit nou vanuit ons graf is, of vanuit die lewe. Dankie, Here. Dankie dat U omgee vir elkeen van hulle hier, en ek wil bid, Here, dat hulle die warmte van die Here se teenwoordigheid in hulle lewe sal voel, en voel hoe U hande vanoggend om hulle sluit, en hulle styf vashou, selfs al voel hulle reis op aarde 'n alleen reis. Herinner hulle, Here, dat U liefde het geen einde nie. U het hulle nie net voorwaardelik lief nie, U het hulle waarlik lief. Dankie daarvoor. Ons prys U naam en ons eer U in hierdie dag in Jesus naam. Amen. Nou ja, ons gaan nou nie weer nog 'n liedjie probeer nie. Julle, ons gaan nou vandag. Ek wens julle 'n mooi dag en 'n mooi week,
Die Here seën ons en ons